Ek sê weer eens môre aan almal hierso, al die geliefdes hierso by mekaar en dan ook die wat in die ingeskakel is op die GBN televisie kanaal. Môre aan julle elkeen. Dis 'n koel oggend vir môre. Ons sal mense sê is 'n soel oggend. Maar dis heerlik. Vir alles 'n mens so lekker gesing het en die Here kan loof en prys. Want dis net hy vir wie ons kan prys. Niks is uit onsself uit nie en niks behoort aan ons nie. En al die lof en die eer kom hom toe. Voordat ek begin, kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Heilige Gees, so altyd teenwoordig, ons loof en ons prys U. Salf my lippe met 'n koel van vuur en dit wat ek spreek vanmôre, Here, dat dit tot stigting sal wees vir elkeen wat dit moet hoor. Ons gee U al die eer en al die lof en die aanbidding daarvoor, Vader. Heilige Gees, doen U die werk in Jesus naam. Amen. Ek wil begin met die skrif Spreuke 25 vers 14. Nou dit lees baie snaaks in die Afrikaanse vertaling. 'n Man wat hom beroep op 'n geskenk wat hy tog nie gee nie, is soos 'n damp en wind waar geen reën by is nie. 'n Ander Engelse vertaling sê dit vir my so mooi, dis 'n wolk wat geen water bring en 'n wind wat geen verfrissende reën bring nie. Dit is hoe jy is as jy oor 'n gawe spog wat jy nie het nie. Nou wat beteken 'n wolk? 'n Wolk beteken, dit is wat die kinders van God, wat sy glorie dra. Dis die wolk. Ons dra sy glorie. So as jy nie die glorie dra nie, dan kan jy nie die reën voorsien nie. En wat is die wind? Is die simbool van die Heilige Gees, wat die wolk aan laat beweeg. Die reën leer ons, of dit is wanneer ons leer of onderrig, om die waarheid of die openbaringe wat die Here Jesus vir ons gee, te voorskyn te bring. En dan natuurlik die water is die saad van die Gees wat moet groei. So as ons dit mooi by mekaar sit, dan as jy die wolk is, wat die kind van God is, wat deur die Heilige Gees aangevloei, gestoot moet word, wat die verfrissende reën moet bring, sodat die saad kan groei. So as jy dit nie is nie, dan is jy soos iemand wat brag en sê, hoor ek het hierdie gawe, maar jy weet dit eintlik glad nie. So ons moenie 'n leë en 'n klinkende simbool wees nie, en 'n lydende simbool, 'n leë blik wees nie, wat net 'n geraas maak nie. Kolossense 4 vers 4 sê dan vir ons, laat julle woord altyd aangenaam wees, wat met sout besprenkel is, sodat jy weet hoe jy elkeen moet antwoord. Dan sê hy ook vir ons in Markus 9 vers 49, want elkeen sal met vuur gesout word. Sout is goed en voordelig, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal hy dit sout maak? Julle moet sout in julleself hê en met vrede met mekaar leef. Dan verder sê hy ook vir ons in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal hy dit weer sout maak? Dit is dan wat niks meer goed is nie. Dit is om dit so buitekant uit te gooi, en sodat die mens dit kan vertrap. Nou ons vergelyk die Here Jesus met die sout van die aarde, oral waar ons gaan. Oral waar ek en jy beweeg, moet ons die sout wees, moet ons die geur van Christus dra. En soos daai wolk, moet ons aangedrewe word met die Heilige Gees, om dit te bring wat jy vir oggend vars by die Here gekry het. En wanneer jy dit vars by die Here gekry het, gaan jy uitborrel. Gaan die Heilige Gees wind jou
aandrywe. En wanneer ons by mekaar kom, dan gaan jy dit mos wil meedeel. So dan gaan daar die reën neerval. En dan die saad wat jy saai, gaan dan met daardie reën wat jy gee, daardie verfrissende, opbouende woorde wat jy gegee het, gaan dan daai saad laat groei. Maar as jy klink soos die wêreld, en jy daar's geen verskil nie, of jy bly net stil, of jy het niks om oor te dra nie. Jy leef op 20 jaar terug se gebeure. Iets wat baie lank terug gebeur het toe die Here jou gebruik het. Nou leef jy daarop, of jy roem daarop. Ja, dit het gebeur, maar dis oud. En wat sê die Here Jesus in sy woord? In Exodus, die Israeliete moes elke dag vars manna gaan optel het. Gister se manna het wurms in. So daai is 20 jaar terug se manna. Daai was 20 jaar terug se reën. Dit het nie meer 'n effek nie. Ja, as 20 jaar se gebeure so opvolg, ja, waar staan jy vandag? Wat het die Here vir jou gister gedoen? Wat gaan die Here vandag vir jou doen? Dan sal ek sê, daardie reën wat jy dan in jou dra, is vars. Dan is jy daai sout van die aarde, wat ons elkeen kan weer bemoedig. Ek het vergeet om hierdie ding aan te sit, so vergewe my dat ek dit net gou gedoen. So die vrug van die Gees moet in ons wees. Die vrug moet elke dag uitborrel uit ons uit. En wat is daardie vrugte wat ons, as ek verder kyk wat die soutverbond is, die Here Jesus het met ons 'n soutverbond aangegaan. Omdat hy so baie oor die sout gepraat het, het hy ook met ons 'n soutverbond aangegaan. Hulle het vir koning Dawid ook, toe hy ingesalf is as koning, het hulle ook hom met sout ingesalf. So dis 'n sout covenant wat jy het, wat jou reinig en wat jou skoon maak en alles. So sout is vir baie dinge wat gebruik kan word. As ons net vinnig vir jou kan sê waarvoor dit is, 'n vergeermiddel. As jy kos nie sout ingooi nie, dan is daai kos half laf. Jy voel, hier kort ietsiekies, so ek moet bietjie sout daar ingooi, dan bring hy die smaak uit en die geur uit in daardie kos. En ons gebruik sout om dit te perseveer, sodat dit nie sleg word nie, sodat dit nie verouder nie, sodat dit langer op die rak kan bly. Dit kan as 'n ontsmettingsmiddel gebruik word. So kinders, as julle seer kry, en jy weet nie, mamma is nie daar by die huis nie, vat net sout en sit dit op jou seerplek. Ja, dit gaan 'n bietjie brand, maar hy gaan die infeksie wat daar kan inkom teewerk. Dan gaan jy nie infeksie daarin kry nie. So dis vir seremoniële dinge gebruik. En wanneer ons die sout covenant doen, wanneer ons die soutgebed doen, en dan reinig ons die atmosfeer, ons maak die plek skoon, vir wat die Vader wil in daardie plek doen. Want mure en bakstene en het geheue, dit hou die geheue in van wat in daardie plek plaasgevind het. En as ons die sout covenant doen, en ons kom in geloof, net soos wat ons die nagmaal vat, en dit is nie Jesus se bloed wat ons daar drink nie, maar dis 'n simbool, dis 'n heilige sakrament. Net so het hy die sout covenant ingestel tot in ewigheid, maar ons vergeet dit. Ons vergeet om die sout covenant te gebruik. Want dit word nie baie keer gepreek van die kansel af om die sout covenant te doen nie. So jy vat 'n bietjie sout in jou hand, dit is 'n klein bietjie wat jy nodig het, en jy stap deur jou plek. En jy strooi elke opening, elke venster. En so bid jy, dat die vyand sal wegbly, dat die Here met hierdie sout, wat jy in geloof vandag strooi, dat dit elke geheue wat in daardie mure is, elke gebeure wat op daardie grond plaasgevind het, kom reinig jy, kom maak jy skoon, kom ontsmet jy kom haal uit dit wat nie daar moet hoort nie. Jy kom haal uit wat uit die mure is. Daar is dalk mense voor julle in so 'n plek gebly, en
Hulle het dalk vloeke gespreek, hulle het dalk aan Satan 'n rituele geoffer, hulle het dalk seksuele sondes daar gedoen, en nou bly daai goed in daardie vertrek. Jy weet nie hoekom dinge met jou gebeur nie. Dinge hou net aangebeur en aangebeur, is omdat jy nie daar skoon gemaak het nie. Nou vat jy net daardie sout in geloof. Dit is nie die sout nie, maar dit is die geloof wat jy saam met gebed doen, en gehoorsaamheid aan sy woord. Want hy het dit gebruik om te reinig, en jy gebruik dit as 'n simbool wat jy gebruik om in geloof om jou plek skoon en reinig te maak. En dan nooi jy die Heilige Gees in nadat jy daardie atmosfeer verander het. Want jy verander die atmosfeer van twis en haat en baklei en alles wat daarin was, nooi jy God se Gees in, sodat die atmosfeer in daardie plek verander, so jy kan laat situasies in 'n plek verander. So ek nooi julle uit, as jy dit lanklaas gedoen het of nog nooit gedoen het nie, gaan doen dit. Gaan doen dit, vat dit in geloof en gaan luister daarna. En as jy meer wil weet oor die Sout Covenant, gaan luister na wat is haar naam? Kathryn Kuhlman op YouTube. Wat sy het heeltemal 'n preek gepreek oor die Sout Covenant, en daar's niemand so suiwer soos Kathryn Kuhlman, en so ek kan vir julle aanbeveel om na haar te gaan luister. Die Here Jesus het ook met ons 'n huweliksverbond aangegaan. Die dag toe jy jou hart vir hom gegee het, het jy 'n verbond met hom aangegaan. En dit is dan ook wanneer ons as kind van God het ons nou daai verbond met God, so ek moet leef asof ek daardie verbond het. So ek het nou al 3 goed genoem wat ons is. Ons is kind van God hier. Ons is die wolk wat die reën moet bring, wat aangevoer moet word deur die Heilige Gees en wat die reën bring. En ons is die sout van die aarde. Ons is die sout tussen die mense waarin ons beweeg. So ons moet daardie geur van Christus inbring. Ons moet bietjie die verandering daar inbring. As die mense rondom jou vloek en skel, wat moet jy doen? Dan moet jy net die geur van Christus inbring. Nee ouens, kom ons hoef nie so lelik te praat nie, kom ons bly net by Afrikaans. Ons het nie meer nodig om ander byvoeglike naamwoorde te gebruik nie. Ons het Afrikaanse byvoeglike naamwoorde. Ons het nie net een nie. So kom ons gebruik sommer die verskeidenheid van byvoeglike naamwoorde, en ons hou ons by netjiese woorde. So kom dat ons die geur wees. Ja, hulle gaan jou partykeer uitlag, maar dis okay. Ons moet opstaan. Ons moet opstaan vir Christus, want ons het 'n verbond met hom gehad. As ons ook daardie Sout Covenant met hom aangaan, en daai verbond wat ons met hom aangegaan het, moet ons heilig en nederig wees. Wat beteken dit om heilig en nederig te wees? Dit bring daardie sagmoedigheid in ons uit, daai afhanklikheid wat ons van God het. Dit beteken om ons eie beperking en ons eie tekortkominge raak te sien en ons vertroue in God te plaas. Ons kan nie op ons eie staat maak nie. Ons moet Jesus Christus as ons bron gebruik, en hy moet ons help. Hy moet ons heilig. Ons moet ons leeg maak. Ons moet ons gebrek basies erken en vir hom sê, Here Jesus, ek het nie die nodige toerusting nie. Ek het nie die nodige woorde nie. Kom help my. Wees my in hierdie situasie waarin ek geplaas is. Kom help my om dit te doen. Kom help my, geef my die regte woorde. Nederig. Ek dink nie ek is beter as ander nie. Ek dink nie ek moet van ander mense skinder nie. Ek moet nie kwaad praat van ander nie. Ek moet nie lelike dinge doen nie. Ek moet nie twis saai nie. Ek moet nie onmin saai nie. Ek moet nie van ander mense 'n gewig inbring tussen hulle nie. Ek moet eerder die vrede bewaar. Ek moet die ander mense se belange op die hart dra. Al is dit nie wat ek nou wil doen nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek moet my kruisig, want ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my.
En as ek kyk na die mensdom om my, dan is dit me, myself and I. Dit gaan oor my, en dit gaan oor my alleen. Ek is belangrik, ek wil my ophef, ek wil hierdie status hê, ek wil na rykdom najaag. Dit worry nie hoeveel mense ek onder my vertrap nie, solank ek op daai sport daarbo uitkom, solank ek daai leer geklim het, ek gee nie om hoeveel ek vertrap nie. Dis nie die gesindheid wat die Here vir ons wil hê nie. Dis nie die gesindheid van nederigheid nie, maar dis die gesindheid van trots. En Satan is uit die hemel uitgeskop, omdat hy trots was, omdat hy homself verhef het, omdat hy gedink het hy is gelyk aan God. En toe 'n derde van die engele saam met hom op hierdie aarde kom beland. En nou heers hulle hier op hierdie aarde, en nou wil hulle hê dat hierdie trots moet seëvier. En as ons om ons kyk en ons is bietjie eerlik, kyk hoe lyk dit om ons. Dis 'n hoogmoedige mensdom wat daar buitekant is, wat die gejaag na wind is, wat die gejaag na plesier het, wat die gejaag na dinge het wat geen waarde het nie. Geen. Dit het geen nut nie, maar hulle jaag daarna. Dit is 'n tydelike genot, dit is tydelike plesier, dit het geen ewigheidswaarde nie. Kom, dat ons onsself verneder en onsself neerbuig voor God en sê, ons is afhanklik van U. Ons kan nie sonder U wees nie. Ons wil nederig wees. Ons is beperk in dit wat ons sien. U weet alles. Help ons, lei ons voetstappe, wys ons wat ons te doen. Ons tekortkominge, Here, gee ons daardie nodige krag. Maak hierdie karakter van my, wat nie so lekker ryk nie, Here, wat in my moet verander, sodat ek die geur van Christus kan versprei. Jy het al gesien as daar iemand inkom wat lief is vir die Here. Hulle gesig straal. Daar's blydskap om hulle. Hulle het vrede in hulle. Hulle dra die liefde van die Here Jesus. En daar is 'n atmosfeer om hulle. Hulle trek mense. Jy wil net, al praat jy niks, jy wil net naby hulle wees, want dit is so lekker. Ons moet dit probeer nastreef. Dat ons harde woorde en ons geblaf en ons goed wat ons so skel en vinnige ding sê, dat ons dit sal aflê, maar dat ons sal dink voordat ons praat, sal dink voordat ons 'n snedige antwoord wil gee. Gou my opinie gee. Ek dink ek is beter as daardie ou. Nou gaan ek gou my opinie vir hom gee. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou opinie nie. Wat wil die Here dalk vir hom gesê het? Maar nou kom daar 'n persoon in en hy's dalk nie so mooi en netjies aangetrek soos jy nie. Nou kyk ek neer op hom. Nou verhoog ek my bo hom. Waar is daardie nederigheid wat God van ons vra? Waar is dit? Hoekom moet ek my verhoog bo daardie persoon? Dis daardie persoon het die Here Jesus net so lief, soos wat hy vir my en jou het. Ek het geen meer status as daardie persoon nie. Geen. Ek het geen meer waarde as daardie persoon nie. Nou hoekom moet ek myself verhef bo daardie persoon en dink ek is beter as hy? Hoekom? Hoekom moet ek dit doen? Nee. Ek moet eintlik hom gaan dien. Ek moet eintlik vir hom gaan water gee, gaan koffie aandra, wat ook al, wat 'n situasie ons ook al is, gaan bedien hom. Maar ons is geneig om hulle uit te skuif. Ons is geneig om die mense wat baie verhewe is en 'n statusfiguur is, 'n professor is of 'n dokter is of 'n dokter is, ons sal hulle spesiaal welkom heet en ons sal spesiaal die rooi tapijt vir hulle uitlê. Maar daardie persoon, ag nee, wat wie is hy? Wie is jy? Is amper soos die ryk man en Lazarus. Lazarus was die man wat daar gesit en bedel het op straat. En die ryk man het hom seker verneder en elke dag by hom verbygeloop en 10 teen 1 geskop en 10 teen 1 gevloek. Nie eens raak gesien nie, watter ou praat jy van?
Hy weet nie eers daar sit 'n persoon op die hoek van die straat nie. Hulle toe al twee dood is, en die een in die hel is, en die een in die hemel is, toe weet hy presies wie is daar die man. Toe smeek hy hom vir 'n druppel water. Dan is dit te laat. Ek en jy moet uitkyk terwyl ons hier op aarde is, wat ons kan doen en hoe om dit te doen, sodat ons Christus se geur oral om ons kan versprei. Ons moet ons prioriteite verander. Ons moet ons karakter verander. Ons moet 'n leerbare gees kry. En wie moet ons leer? Die woord van God. En as daar mense is wat al jare die pad stap en die woord ken, kan ons maar na hulle luister, na hulle teregwysings luister. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, hoorie Sesra, ek sien dat jy praat bietjie lelik. Het jy gesien hoe jy daai persoon hanteer? Het jy gesien hoe rof? Het jy gesien hoe skram hy weg? Ag man, hy verdien dit nie. Nee, ekskuus, ek het dit nie regtig bedoel nie. Ek sal gaan regmaak. Ons moet 'n leerbare gees hê. Ek kan net 'n voorbeeld vinnig noem. Ek het 'n autistiese seentjie in my klas en ek sukkel met sagmoedigheid. Ek is 'n ou wat inspring en 'n ding doen en ek sal baie vinnige woord sê en baie vinnig my eie opinie gee en die Here het my so 'n bietjie op die vingers getik en hy sê vir my ek moet sagmoedigheid kry en ek sê Here, ek weet nie hoe nie. Ek weet regtig nie hoe nie. Ek het dit nie, wil ek nie weer regtig sê in my toonhaal van my klein toontjie nie. Ek het niks nie, Here. Toe gee hy vir my hierdie sagte autistiese kind in my klas. En ek kan hom nie aanspreek soos ek al vir 30 jaar die kinders in my klas aanspreek nie. Ek moet dit totaal en al op 'n ander manier doen. En terwyl ek so met hom praat en hy vir my sê, but you have to say it in a better way. En toe besef ek net, Here, U is besig om vir my sagmoedigheid te leer. En die ergste was, toe kry ek nog 'n klein jockie, hondjie. En ek kan nie met die hondjie hard praat nie, want dan gaan kruip sy vir my weg. Want as sy dalk hier 'n plassie gemaak het en ek sê nee, dan trek die stertjie in en sy hardloop vir my weg. En dan vat dit vir my weer lank om haar vertroue te wen om haar by my te kry. So die Here wil hê en ek dink hy wil vir my leer, wat is sagmoedigheid? Ek het nie nodig om te blaf nie. Ek het nie nodig om 'n antwoord uit te gooi nie. Ek kan rustig wees. En ek kan presies dieselfde sê, dalk op 'n beter manier. Sagter manier, wat 'n groter impak gaan hê, as daai hash manier, daai skel manier, daai vinnige manier, daai harde manier, wat jy so blaf. So kom, laat ons in onsself kyk. Ek preek vir myself vanmôre. Ek staan nie voor julle en dink ek is heilig en superheilig en ek het alles bereik nie. Glad nie. Veral ek wat in die skool staan en voor ek my kom kry, dan het ek weer so hash ene uitgesit, so blaf uitgeroep. Sê ek, Here, sagmoedigheid. Dit was alles behalwe as sagmoedigheid. So ek moet elke dag oplet oor wat ek doen. Dan sê ek, ekskuus Here, want hy sê in sy woord, wees vinnig om vergifnis te vra. Vinnig. Nie een van ons is nog volmaak nie. Nie een van ons het klaar die reis gehardloop nie. Ons het nog glad nie daardie resies klaar gehardloop nie. Ons hardloop elke dag die resies. Maar hoe ons om hardloop, verneek ek my medebroer hier op die pad, my mede-pelgrim is hier op die pad met 'n sake transaksie. Is ek besig om hom met slegte woorde te beskinder? Is ek besig om tweedrag tussen hom en sy vernoot dalk in te sit? Waarmee is ek besig? So laat ek kyk na my handel en my wandel. Laat ek kyk hoe ek dit doen, wanneer ek dit doen, laat die Here Jesus in en deur my gesien kan word. Dat ek daardie wolk sal wees, wat gevul is met die Heilige Gees. So oral waar ek heen gaan,
waar die Heilige Gees my waai, waar hy my lei, stop by hierdie huis. Here, maar wat, ek ken nie die mense nie. Stop by hierdie huis. Sê vir daardie vrou, ek het jou gebed gehoor. Here, maar ken haar nie. Dis okay, jy hoef nie. Die Here wil jou in gehoorsaamheid toets. Dan stop jy, en dan klop jy, dan maak die vrou oop. Wat wil jy? Skus, wil nie pla nie, maar die Here sê, ek het jou gebed gehoor. Ek wil amper sê 90% of 100% van die kere, barst so 'n persoon uit in trane, want hy weet presies waarvan jy praat. Daai persoon het jy gestig, maar jy het 'n regmerkie van gehoorsaamheid gekry. Môre kan die Here jou met 'n groter gehoorsaamheid toets. Gehoorsaamheid is beter as offerandes. Hy verwag van my en jou, omdat ek en jy daardie sout covenant aangegaan het, omdat ek en jy met hom 'n eenheid aangegaan het, 'n verbond aangegaan het om kind van God te word, verwag hy van my en jou om gehoorsaam te wees. Moses moes met die rots praat. Hy het die rots geslaan. Hy het nie in die beloofde land ingegaan nie. Klein dingetjie, groot effek. Jy mag dalk iemand se lewe spaar. Jy mag dalk wees dat jy iemand moes bel wat op die punt staan om hom te skiet. En die Here sê, bel daardie persoon en sê, vir die Here sê, ek sal vir jou uitkoms gee. En jy keer dalk daardie persoon dat hy nie die sneller trek nie. Gehoorsaamheid. Kom ons wees daai bok. Kom ons wees daai sout van hierdie aarde. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir u woord. Dankie vir u beloftes. Dankie dat u vir ons die sout gegee het om ons te reinig. En vir ons die simbool gegee het van hoe u met die Heilige Gees en die bloed van Jesus ons reinig en heilig. Help ons Here dat u Heilige Gees ons sal aandryf, maar ons moet by u voete gaan sit om vol te word. Daardie wolk vol te laai, sodat ons reën kan bring, sodat ons die saad en die woord van God kan versprei waar u dit wil hê. Ons gee u al die eer en al die lof in Jesus naam.